Here, ons dink aan die majesteit, dan sê dit U is 'n koning. En dan sê dit ons is die kinders van die koning wat vanoggend sit en hoor. Hoe U ons leer deur die woord en U ons leer deur die Gees. En nou vra ons dat U vir ons 'n ontvanklike hart sal gee en 'n leerbare gees, 'n gees wat sal sê, ek wil hoor wat God vir my sê en nie net hoor nie, maar ook reageer daarop. Dankie vir die woord wat so lewend is, wat 2000 jaar en nog langer teruggeskryf is en nog steeds vandag van toepassing is. En dit is so deur die eeue lank bewys is, dat dit die enigste ware manier is om by God uit te kom, is deur die woord en die Gees, deur Jesus ons Here. En Vader, as ons hier sit vanoggend, miskien sit hier iemand wat nie seker is of sy of hy U kind is nie, dan wil ek vra dat hy of sy sommer dadelik sal besef, maar God het vir ons Jesus gestuur, om ons te kom help, om ons te kom red. En mag ons vanoggend dit weer beleef, as ons hier deur die woord lees. Amen. Nou, Johannes het 'n boek geskryf, en ek het gesê al 'n paar keer, hy was een van Jesus se beste vriende, en hy is die enigste wat al die vervolging oorleef het. Al sy maats, al sy disipelmaatjies is almal doodgemaak, en nou is dit hier, nou is hy hier so 80 jaar oud plus, miskien 90, nou skryf hy vir die mense wat natuurlik hy besig was om te leer, want hy was deel van 'n gemeente gewees, of van gemeentes gewees, en uiteindelik skryf hy vir hulle, hoorie, ek wil vir julle vertel wat het gebeur. So as jy Johannes lees, dan weet jy, dat ander mense al klaar klomp goed geskryf, en hy vul baie keer net in. Baie keer sal jy in Johannes goed lees, en sê, maar dit staan nie in die ander dele van die Bybel nie, maar is omdat hy juis so na die tyd bietjie alles mooi saamgevat het. En hy begin sy boek, deur vir ons te sê, en ek wil dit gou vir julle lees, hy begin die boek, hy sê, in die begin was die woord, dan Jesus, was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, met ander woorde deur Jesus, ja nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom, Jesus, tot stand gekom nie. In Jesus was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So dis waarmee hy begin, en dis waarmee hy die hele boek sit, dis waarmee hy eintlik wil hê ons moet verstaan as jy Johannes lees, dat hy wil bewys dat Jesus God is. En dis die deel, dis hoekom hy hierdie goed skryf, dat almal wat dit eendag sal lees, sal sê, maar hierdie Jesus was regtig God. En dan skryf hy 'n interessante ding op 'n stadium, aan 'n ander brief van hom sê hy, maar hoorie, ons het aan hierdie Jesus wat God is, het ons gevat. Ons het aan hom geraak, ons het hom gesien, ons het hom gehoor, ons het saam met hom geleef. So hierdie Jesus is 'n realiteit vir hom gewees, en vir hulle gewees, en daarom vir ons. En dan begin hy, en dan skryf hy van hierdie wonderwerke, en dis waarom ons hierdie reeks, hierdie kwartaal besig is om te sê, maar hy skryf oor wonderwerke, en daar's 37 opgetekende wonderwerke, maar daar's baie meer wonderwerke wat gebeur het. Maar hy kies 8. En as hy die 8 kies, is sodat ons sal kan hoor, Jesus is God. En ek het laasweek gesê, ek gaan dit vir julle elke week lees. Hy skryf aan die einde van sy boek, aan die begin sê hy, Jesus is God. Aan die einde van die boek sê hy, Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek geskryf is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens, hierdie 8, is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So as jy dit lees en jy hoor hierdie wonderwerk, dan is dit geskryf vir jou sodat jy kan glo dat Jesus die Seun van God is, en sodat jy kan lewe hê. Dis wat God se besigheid is om dooie mense lewendig te maak. Nou skryf hy wat gebeur by hierdie plek. Hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. En onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. En Jesus het hom sien lê, en hy het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Die siek het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.
En Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dis 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra toe vir hom, wie is die man wat vir jou dit gesê het? Tel jou goed op en loop. Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy's nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou kan gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat hy op die Sabbatdag dit gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Kom ons kry die setting van die storie. Dis 'n storie wat vertel word, en dan kom ek lees daai eerste 2 verse, en nou hou jy sommer dit net vir my op, so ek het nou weer lees. Hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het daar voor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda, die 5 pilaargange. So as jy dink aan hoe skryf Johannes, dan is dit 'n stuk geskiedenis wat ons nie moet mis nie, want dis die goed wat daar bestaan. As jy nou eerstens dit lees, dan sê hy hierna. Nou sal jy nie dadelik 'n vraag nou gevra het, hierna wat? Wat het voor dit gebeur? Onthou julle laas week wat het gebeur? Jesus het 'n man gesond gemaak, 'n man se kind gesond gemaak oor 'n afstand. Die man het na hom toe gekom en sê, my kind is siek. Hy het 32 km geloop en toe sê die Jesus van hoor jy kan maar teruggaan, jou kind is gesond. Maar dit was in Kana gewees, in Galilea. Nou is ons terug in Jerusalem. Met ander woorde, wat gebeur? Hoekom gaan Jesus weer terug? Hy loop die 2-3 dae terug. Miskien was dit die Pinksterfees, maar die vorige keer wat ons gelees het, was dit die Paasfees. En na die Paasfees het hy teruggegaan Galilea toe, Nasaret toe waar hy groot geword het. En dan kom hy by Kana, dan maak hy die man se kind gesond, en dan staan hy weer terug in Jerusalem vir 'n fees, en dis teen aan die Pinksterfees, wat 50 dae na die Paasfees was. Maar dan sê hy 'n spesifieke ding, hy gaan na die skaappoort toe, en dis die plek waar die skape ingegaan het. Dis nie eintlik die plek waar die mense ingegaan het, wat normaalweg so toe gekom het. En ja, jy kon ook daar deur gegaan het. So as jy die skaappoort ingegaan het, het jy ingegaan en sê maar daai kaart, ja, ek dink ek het 'n plek, ja. Dis 'n model, dis die model van Jerusalem in Jerusalem self. So die Bethesda, die bad hier was op 2 vlakke gewees, en dit was 'n water, daar was water gewees wat afgeloop het van die berg soontoe. Dan gaan dit in die eerste swembad of die eerste bad in, en dan loop dit af na die bad. Jy sal sien, daar's 3 columns hier, of 3 en aan die ander kant is 2, en daai 5 goed staan nog so, ek gaan nou vir julle wys. En dan gaan hulle by die skaappoort in, en daar sien julle die tempel daar agter. So wat gebeur is, dat die mense bring hulle skape om geoffer te word, so dit was 'n baie besige pad, want dis eintlik, so jy nie daar ingegaan het, as dit nie nodig was om in te gaan nie, want jy het jou skape so toe gevat. So wat gebeur het, mense het na die bad toe gegaan, of na hierdie poel toe, of die water toe, en dan het hulle self gaan was daar, is moeg gewees, ver geloop, so dit was 'n afkoelplek gewees, vir mense wat ver gery het. En die bad se naam was Bethesda. Nou as jy hoor, as jy nou gaan, die Hebreëus Beth of Bet is huis. Jy hoor van Bethlehem. Bethlehem is eintlik Bethlehem, is die huis van brood. So hierdie is Bethesda, en Esta beteken grace of genade. So hier was 'n poel gewees wat hulle gesê het, kom ons noem hierdie poel die poel van genade. En dis waar hierdie mense heen gegaan het, dis waar Jesus ook heen gegaan het, waar hy nie eintlik normaalweg sou hoef gegaan het om in Jerusalem in te kom nie, want dis nie een van daar's ander poorte wat hy kon gebruik. So hy het vir 'n rede so toe gegaan. Want wat daar gebeur het, sê hy, daar was baie gestremdes wat daar gelê het. Blindes, krepeles, lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. So jy kry die prentjie, ek het so, dis maar net 'n prentjie vir julle opgesit, en dit kan heeltemal iets anders gewees het hoe dit gelyk het, maar kry die prentjie, daar lê mense wat blind is, wat krepeel is, wat lam is, en daar lê 'n man wat al 38 jaar daar lê, en dit lyk nie goed nie. Nou kom Jesus daar in, die mense is siek,
en dan kom praat hy spesifiek net met een ou. Hy loop soontoe, en dan skryf Johannes, hy gaan na hierdie een ou toe. So wonder ek nou maar, hoekom? Weet julle? Ek weet nie, hoekom nie. Al wat ek weet, niks is vir niks nie. Die Bybel sal nie iets skryf, Johannes sal nie iets skryf, as dit nie vir 'n rede was nie. En ek dink, hier is die rede. So, Jesus kom nou na die man toe, en nou kan julle so 'n bietjie nader loop, en afluister. Kom ons luister af, kom ons hoor wat hy gesê het. Jesus het hom gesien lê, en het geweet, hy is al baie lank siek. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En die sieke het geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit nie. Nou wat daai tyd was, as die water in beweging kom, hulle het 'n bygeloof gehad, dat as die water beweeg, dan moet jy so vinnig moontlik in die water kom, want dan kan jy gesond word. Nou, ek het 'n bietjie daaroor gelees, die twee bannings is, die een is hoër as die ander, en het ek nou vir jou gewys, is eintlik as daai water deurloop, en dan word daar 'n borreling op, en hulle het geglo, as jy daarna kom, dan sal jy gesond word. Hy sê, terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Vir 38 jaar lank oefen nie die ou. Jy gaan nou binnekort daai Ironman doen en jy oefen daarvoor. Maar hierdie ou het geoefen vir 38 jaar lank en hy het nog nie dit reg gekry nie. Arme man. Hy kom net nie daar uit nie. Hy's eintlik vasgevang vir 38 jaar lank in sy verlamming. Hy kom net nêrens uit nie. Hy kom nie as hy praat met Jesus, dan hoor ek sy moedeloosheid en sy hopeloosheid. Dis asof hy geen hoop gehad het nie. Hy's hooploos. En hoe reageer Jesus op hooploosheid? En ek dink dis die eerste plek waar ek wil hê ons moet inkom en vir ons eie lewe luister. Wat doen hy? Jesus weet. Dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet weet, is dat Jesus weet. Jesus weet, hy sê hier, Jesus stap na die poel toe, hy stap reguit na 'n man toe. Nou moet jy jou idee gee, as ek vir jou idee kan gee, dit was nou baie vol geweest. Miskien moet ek myself 'n paar moeilikheid hier veroorsaak. Maar nou nie weer val soos ander dag nie. Maar het is amper so gewees, hy kom aangestap, en hier lê 'n klomp lammes en beseerdes, en mense wat nie lekker is nie, en hy loop so, trap so oor hulle. Sorry ou, ek wil eintlik by daai ou uitkom. En so loop hy, terwyl hy so oor almal trap, om uiteindelik by hierdie ou uit te kom. Vir watter rede? Want hy het 'n plan vir hom, hy het 'n plan vir ons almal daar uit. Want hy sê vir hom, ek weet, dis die eerste ding wat hy weet, en dis die eerste ding wat jy hoef te weet, is dat as jy een of ander krisis, of jy baie keer so moedeloos is, en jy het nie 'n raad vir alles wat met jou gebeur nie, hy weet wie jy is, hy weet wat in jou probleme is, hy weet 38 jaar lank so goed weet hy, as jy 38 jaar lank al sit met hierdie probleem, hy weet dit, en hy ken jou deur en deur, en dis die eerste ding wat ek wil hê ons moet weet, hy weet hoe jy voel, hy weet wat binne in jou lewe aangaan. Psalm 139 skryf hy, of ek sit en of ek opstaan, hoor wat staan daar, U weet dit. So as jy nou nog gaan opstaan, Jesus weet dit. As jy nog gaan sit, Jesus weet dit. As jy nou in die kerk in die slaap gaan raak, hy weet dit. Jy dink niemand weet dit, net ek en hy wat dit weet, want ek kan dit sien. So jy moet maar wakker bly. Maar hy weet dit. Hy ken my gedagtes, nog voordat dit by my opkom. Daar is nie 'n woord op my tong nie, of die Here weet wat dit gaan wees. So as dit nie 'n relaxing ding is om te sit hier vanoggend in die kerk om te sê, Jesus weet. Hy weet van al die goed wat in my lewe aangaan. En hy weet dat daar baie keer goed is wat my verlam. En die ding wat 'n mens die meeste verlam, is natuurlik 'n ou se sonde. En daarom kom Jesus juis en hy sê, onthou jy daai vers in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, gered sal word, en nie verlore sal gaan nie. Hy is met daai besigheid is hy besig. Hy is besig om vir mense wat te sê, man, as jy vanoggend een of ander verlamming het, of een of ander iets gebrokenheid het, iets wat jou moedeloos maak, dis hoekom ek gekom het, is om mense te kom red. En ek weet nie, miskien lê jy, soos hierdie ou, vir 38 jaar lank, en jy twyfel. Jy het nog nooit by God uitgekom nie. Miskien is jy by God, of in die kerk. Ek was 29 jaar in die kerk, en nie vir God geken nie. Miskien is jy daar, miskien is jy hier in iets vasgevang, dalk 'n siekte, of dalk is dit 'n depressie, of dalk is dit iets wat jou vashou vir lank al. Hy sê,
Ek weet daarvan, ek gaan jou kom help. Want die tweede ding wat ek lees hier by Jesus, is dat hy 'n deernis gehad. Nou body language kan ou nie in die Bybel beskryf kry nie. So ek wonder net wat was sy liggaamstaal toe hy voor hierdie man oor almal geklim het. Sorry, almal, nou kom hy by hom en ek wonder wat was sy taal, hoe het hy gepraat, hoe het hy gelyk. Ek wonder wat was sy stemtoon gewees, wat was sy oë gewees, hoe was sy oë gewees. En ek sien, as ek nou kan in my eie manier dit beskryf, sal ek sê ek het die liefde in sy oë gesien. Ek het gesien, hier kom iemand wat hoop bring. Hy is die geneeser, die redder, hy is God. Johannes sê hierdie ou is God. En hy staan by iemand in wat godloos of hooploos is. En hy kyk met liefde in sy oë na hom. En dan vra Jesus 'n vraag, wat julle seker gewonder het oor die vraag. Wil jy gesond word? Is obvious. Ek is hier so by die dam. Ek wag al 38 jaar om gesond te word. Dis obvious, maar dis soos Jesus werk. Hy stel belang. Hy wil by daai fisiese ding uitkom. Miskien sit iemand met 'n geestelike probleem hier. Miskien sit jy met 'n emosionele probleem. Miskien is dit fisies. Hy wil hoor, wil jy daarvan genees word? Hy kom nie net in en hy sê, hoor, almal van julle is genees. Hy werk met 'n plan. Dan gebeur 'n verdere ding, dan sê Jesus nou vir hom sê, wil jy gesond word? Dan antwoord die man hom natuurlik en hy's moedeloos. Jy hoor sommer hy's moedeloos. Hy sê, ja, ek wil gesond word, maar ek kom net nooit daar uit nie. Ek wen nooit die reisies nie. Ek is net elke keer 'n verloder en dis hoekom ek hier lê. En dan gebeur 'n amazing ding in die storie. Hoor wat staan daar. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. En oombliklik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. It's 'n amazing prentjie wat jy nou moet skep. Jesus het toe oorgestap oor almal en hy sê vir jou, staan op. En oombliklik is hy regop. En ek weet, hy moes met sy bene weer so oor almal geloop het, soos hy hulle gegroet het. Want die plek lê vol mense. En vir 38 jaar het hy daar gelê, dan staan hy op oombliklik. Dis wat Johannes wil hê ons moet hoor, as hy praat oor die ou wat hy ingevat het, die persoon met wie hy saam met 3,5 jaar gebeur, hy sê, dis die ou is God, daai Jesus is God. Want hy sê vir hom, lamman, staan op, en hy loop hy. So die volgende ding wat gebeur is, Jesus vat 'n mens van hopeloosheid na heelheid. Want een of ander op 'n manier kom hy, en hy kom maak gesond. Ek het julle in die begin vir julle dit gelees vir 'n rede, en ek het gesê, Johannes sê in die begin, die woord was by ons, in die begin was die woord, en die woord was by ons, en die woord was God. En dan sê hy in vers 3, en alles wat op hierdie aarde is, het hy gemaak, het bestaan deur Jesus geskep. So niks het sonder hom tot stand gekom staan. Ek het vanoggend net nog weer gelees. So kry die prentjie. Jesus skep deur woorde. Nou julle in Genesis 1, laat daar lig wees. En daar was lig. Laat daar enigiets anders wees en daar was dit. As hy gespreek het, was dit daar. Kan julle sien hoe skep hy, herskep hy. Hy is nog steeds die skepper. Hier staan hy voor 'n man en hy gebruik net woorde. Hy sê, staan op, tel jou bed op en loop. Die woorde maak hom gesond. So hy spreek, herskep met sy woorde nog steeds. Toe hy die kruis gehang het, het hy met sy woorde nuwe lewe gebring. Want hy het geskep, aan die kruis het hy geskep. Dis volbring. Dis klaar, dis finish. Julle kan nou 'n nuwe lewe hê by God. So hy werk nog steeds vandag so, deur sy woord en sy gees. En dink ek in die week, maar ons is so amazing gelukkig om die woord te hê. Het hou die disippels wat saam met Jesus geloop het wel vir Jesus gehad, maar net die woorde wat hy vir hulle gespreek het. Ons het die woord, die geskrewe woord, wat nog steeds lewe spreek. En dan het ons nog die gees ook. So ons is in so gelukkige posisie, dat die woord van Jesus, wat nog steeds skepend is, wat nog steeds lewens verander, is deel van ons lewe, en ons het ook die gees ook. Julle kan gaan lees daar, oor hoeveel duisende mense, kom tot bekering, veral moslems,
Net deur die lees van die woord. Ons het in Turkye gebly en ons het daar mense ontmoet wat Christene al vir 10 jaar was en ek gevra maar wie het vir julle vertel van Jesus? Niemand het my vertel nie. Iemand het 'n Bybel in my hand gestop en vir my gesê lees dit en ek het hierdie Bybel gelees en dis was net die Nuwe Testament. Na ek die Nuwe Testament gelees het ek tot bekering gekom. Ons werk saam met Oran in Turkye en hulle versprei Bybels by die voordeur van hulle kerk. En dan elke nou en dan moet hulle dit volmaak. En dan kom mense na hom toe, soos mense dit vat. Dan kom mense na hom toe. Dis ons het 'n Bybeldag gevat en ons het hier gelees. En hier het ons nou glo ons was moslems gewees, maar nou glo ons dat Jesus is die seun van God en ek wil my lewe vir hom gee. Hoeveel mense kom deur die woord nog steeds tot bekering? So die woord is 'n ongelooflike iets wat ons het, wat God vir ons gegee het. Want Jesus het krag. Hy het die krag om ons gesond te maak, hy het die krag om ons te leer, en daarom is die woord vir ons so belangrik. Maar nou, as jy nou sou ken, as jy nou 'n Jood was, of as ek so sê, as jy nou in daai tyd geleef het, die volgende sin wat ek nou gaan lees, as ek nou daar was, dan sou ek gesê het, oh no, hy moes nie dit gedoen het nie, hoekom nie? Want dit was 'n Sabbatdag. So dit was 'n Sabbatdag. Nou vir ons beteken dit niks nie, of min, dat dit 'n Sabbatdag was, maar vir die Jode wat daar was, en wat besef het wat hier gebeur het, weet dat is 'n groot nou wat Jesus nou gedoen het, daar gaan nou groot moeilikheid kom, en dis wat Johannes eintlik vir ons vertel van die groot moeilikheid wat kom, want die verhaal het twee stories. Die storie is die eerste storie van 'n man wat gesond word, maar die storie is ook van hierdie Joodse leiers, hierdie godsdienstige leiers, wat godsdiens in 'n pakkie begin sit het, en gesê, maar dis die manier hoe jy God moet aanbid, nie soos wat God se woord sê nie, maar soos wat ek wil hê. Hoor wat gebeur. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dis 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie, maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra toe vir hom, wie is die man wat jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het egter nie geweet nie, wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Dis soos Jesus werk. Hy kom en hy doen 'n ding, en dan is hy weg. En dan gebeur dit dat hulle uitvind as Jesus, en die man het vir die Jode gaan vertel, dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. Dink ek dat ek nou lees, dink ek, hierdie ou het ook maar vir Jesus onder die bus gegooi, want hy word nou net gesond, en dan sê hy vir hom, nee, weet hom, ek dra maar nie die goed wat die ou my gesê het, nou wie is dit? Sê nee, is Jesus. Maar die storie is eintlik, ek wens, hoe sou jy gereageer as jy daar was? En jy hoor hoe gaan hierdie ouens af teen Jesus? My natuurlike reaksie sou gewees, hy ouens, die ou is 38 jaar daar, is julle nou gepla, omdat dit op 'n Sabbatdag gebeur het? Is dit wat julle pla? Die man is gesond, kan julle sien nie, maar nie julle sê halleluja, hier het 'n wonderwerk gebeur nie, hoe het jy gesond gemaak? Ja, dis die storie. Nee, hulle wil nie, want op 'n Sabbatdag moes jy sekere reëls kom. Nou as julle onthou, uit julle Bybel, uit julle sonnaskool daar af, ons het gesê, God het die wêreld geskep, en 6 dae het hy geskep, en die 7de dag het hy gerus. So hy het 'n ding ingestel om te sê, julle mag 6 dae werk, en die 7de dag mag jy rus, en dan mag jy nie gewone werk doen nie. Dis al wat hy gesê het. Nou, dink vir 'n oombliekie wat ek in die begin gesê het, as Jesus die skepper is van hierdie wêreld, wie is dan die skepper van die Sabbat? Jesus. Jesus het die Sabbat ingestel. So nou wil ouens wat niks weet van die Sabbat nie, vir hom wat die eienaar van die Sabbat is, kom sê, hoe moet hy die Sabbat hou? So dis ook wat ek so opgewonde is daaroor, dat Jesus sê net, wow, dis nie wat ek gesê het nie, ek het gesê, julle moet rus van die gewone werk. So wat die Jode gaan maak het, oor die jare, hulle het 39 verskillende afdelings gevat, en is in 'n boek opgevat, en gesê, dis wat jy nie mag doen op 'n Sabbatdag nie, terwyl Jesus dit nêrens gesê het nie. Een van die dinge wat jy nie op 'n Sabbatdag mag doen nie, jy mag nie 'n kers aansteek nie. So as jy bure het wat nie Christene of nie Jode is nie,
nou vra jy vir hulle, sal julle asseblief ons die kerse kom aansteek. In die moderne, en ek het dit gelees, oor die moderne Jode, sal by hulle bure gaan hoor, sal julle asseblief ons die lig kom aanskakel, want ons mag nie werk op 'n Sabbatdag nie. Dis een van die reëls gewees. Een van die ander reëls wat hulle gemaak het, as jy iets in die lug opgooi, hoekom sal mense op Sabbatdag iets in die lug wil gooi? Dan mag jy dit met dieselfde hand vang, waarmee jy dit gegooi het nie, want dis werk. Maar jy kan dit met die ander hand vang, want hy het mos toch nie werk nie. Dis wat hulle sê. Hulle, ja, lag nou, dit was 'n ernstige saak. Dis hoekom hulle kwaad is vir Jesus, want hy sê, hoorie, julle is belaglik. Hulle het gesê, as iemand dodelik siek is, dan mag jy hom behandel, maar as hy nie vandag gaan doodgaan nie, nou moet jy hom eers môre behandel. So jy moet jou nie sny en baie bloei nie, want as jy nie heeltemal gaan doodbloei, gaan jy amper dood wees. En nou 'n interessante ding wat hulle gesê het, jy mag nie iets skeur nie. So die moderne Jode het gesê, wel jy mag nie iets skeur nie, en iets wat jy ook nie mag skeur nie, is toiletpapier. So wat hulle gemaak het, donderdag voor die Sabbat, dan gaan iemand en hy skeer al die toiletpapier, en ek het dit gesien op 'n foto, dan sit hulle dit in 'n bakkie, in 'n houer, en dan hoop jy maar net die ou wat dit uitgeskeer het, genoeg uitgeskeer, dan weet ek wat gebeur. Ok, ek wil nou nie daar gaan nie. Maar anyway, so, maar weet julle wat? Ons was ook so groot geword, ek is so groot geword. Julle sal nog onthou, julle ouer mense, ons mag nie, ons seuns mag nie op 'n Sabbatdag of 'n Sondag 'n kortbroek aangehad het nie. Jy moes 'n langbroek aangehad het. Jy mag nie met 'n kortbroek loop nie. Want dit is 'n Sabbatdag, dit is 'n Sondag. Ek het in stadium in 'n gemeente gepreek, dit was 42 grade, en ek het nou my baadjie aan, maar ek het te verskriklik warm, vra vir hulle, kan ons maar ons baadjies uittrek nie, en die ouderlinge was, nee, ons het respek vir die Here, ons mag nie ons baadjie uittrek nie. Die aand preek ek weer daar by hulle, ek het so 'n reeks daar gehad. Vir my baadjie, hy sê nie, is nie nodig vir 'n baadjie nie, ons gaan in die aande gaan ons sommer met jeans in kerk toe. Tog ek maar, ek sê toe vir die ou, ek sê oom, so ek wil net weet, so wie's nou by die kerk? Is dit dan die junior Heilige Gees vanaand en die senior Heilige Gees in die oggend, want ons moet respek hê. Ek verstaan die beginsel. Ek maak dit nie af as sleg nie. Maar dit het so geword dat ons 'n reël gemaak het vir een of ander rede, het ons dit gemaak, en ek weet daar's 'n reël, ek is nou nie gelukkig nie 'n meisie nie, maar daar was 'n reël nog gewees oor hierdie naalde en naaldwerk. Wat was die reël, julle? Hoekom mag jy nie naaldwerk doen nie? Dan steek jy in die Here se oog die naald. OK. En dit was ernstig geweest. Nou ek maak nie die mense sleg nie, moenie gaan by hulle gaan skinder en sê ek het hulle sleg gemaak. Al wat ek sê is, ons het hierdie reëls gemaak wat vir ons eintlik weggevat het van God af, van 'n diep persoonlike verhouding, en dis wat my lewe was. Vir 29 jaar was ek in die kerk, ek het alles gedoen, opgestaan, gesing het, ons het al die goed nagekom, en vir my was dit letterlik so, as ek die naweek verby is, kan ek, as te ware vir jy ding agter jou deur het, en sê, tik, ek was in die kerk, tik, ek het dit gedoen, ek het die gedoen wat vir my gevra is, ek is okay, en terwyl ek eintlik besig was om die dinge van die Here te doen, en nie die Here van die dinge uit te kom nie, en op 29 jaar toe ek het besef ek, maar ek is in die kerk, ek is verlore, ek gaan hel toe, omdat ek nie vir Jesus ken nie. En ek dink dis wat Jesus wil kom verbreek het hier, om te sê, ouens, ek kan nie, julle kan al die reëls hou, maar ek het nie gekom vir die reëls, om die reëls te hou nie, ek het nie gekom om net mense gesond te maak nie. Die rede hoekom hy gekom het, sê hy, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is, Lukas 19. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis wat hy kom doen het. Ja, hy het mense kom gesond maak. Maar daar ander mense, ek het baie gewonder oor die ander mense wat daar gelê het. Ek wonder wat het van hulle gebeur, want ons lees nie dat Jesus hulle gesond gemaak het nie. Maar ek dink as ek daar sou gelê het, en ek sien wat gebeur het, sou ek in hierdie Jesus geglo het. En miskien is hulle nooit daar genees nie, want Jesus het gekom in die eerste plek, om mense te kom soek wat verlore is, en te red. Daarom vat hy ons van hopeloosheid, na heelheid, na heiligheid. Dis waar hy eintlik wil uitkom. Want hoor wat gebeur. Nou gaan die man, en ek moet vir die man erkenning gee,
Hy het sy voete reg gebruik. En miskien was hy net te skierig, maar waar kry ons hom? Ons kry hom in die tempel. Hy loop dadelik, na hy opgestaan het, gaan hy daar by die skaappoort in, en hy stap na die tempel toe, nog seker met sy bed in die hand. Ek weet wat hy met sy bed gemaak het nie, want sy bed het hom al die jare gedra, nou dra hy sy bed, so hy hom seker maar neergesit het, dat hy hom seker nie meer nodig gehad nie. Maar nou gaan hy in die tempel in. Dis waar hy gegaan het, dis waar Jesus hom kry. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, en hierdie woorde is verskriklik belangrik. Kyk, jy is nou gesond, maar nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. En dis eintlik waaroor Jesus gekom het. Hy stel baie meer belang in hierdie mens sy heiligheid as sy heelheid. En daardeur sê ek nie dat Jesus stel nie belang in ons heelheid, ons wholeness, ons gesond wees, ons niks probleme wees. Ek sê nie, hy stel nie daarin belang nie, maar hy stel meer belang daarin, dat hierdie man 'n heilige lewe hierna gaan lewe. Dat hy 'n lewe gaan lewe, wat hom uiteindelik in die hemel sal bring. Want dis waaroor hy bekommerd is, of dis waar hy besorgd is, dat mense nie by hom sal uitkom in sy ewige hemel. Ons het dit net nou gesing. Hy wou nie gehad het dat die hemel, ons het nie alleen wees in die hemel nie. Hy wil ons daar gehad het, en dis wat hy met hierdie man doen. Hy sê vir hom, luister, dat help nie, jy vat jy die bene van jou, en jy gaan loop na sonde toe nie. Draai weg daarvan, en soek die aangesig van God. Wees gehoorsaam. Dis wat hy eintlik vir ons wil sê. En dis wat hy met ons ook besig is. Natuurlik is hy wil hê ons moet 'n goeie lewe hê, en daarom bid ons vir mekaar se lewens. Maar uiteindelik wil hy hê, elkeen van ons moet by 'n pad van gehoorsaamheid kom, waar ons sê, sonde is nie meer vir my belangrik nie. Ek wil nie meer daai pad loop nie. Want ons pyne en ons liggaamlike goed wat ons hier beleef, gaan verbygaan. Dit het 'n expiry date. Dit expire saam met jou, want jy het ook 'n expiry date. En dan daai dag stap ons die hemel in, en daar's geen pyn nie, geen trane nie, geen sonde nie, net Jesus. Dis waartoe hy ons wil saamvat, en dis wat hy met hierdie man sou wou gedoen het, en ek is seker daarvan. Ek het laasweek gesê, julle gaan daai pa en sy seun en sy ma daar kry, maar julle gaan hierdie ou daar kry. Ergens gaan julle hier, dis die ou waarvan ek gehoor het, daai dag, wat vandag die 18de Mei, dis daai ou, ons gaan hom daar kry, en ek glo dat Jesus het hom gered daai tyd. So daarom, as 'n mens oor die storie kan skryf, wil ek dit skryf, is 'n draaipunt. Dit is 'n draaipunt vir hierdie man. Hy sou miskien nog 38 jaar daar gelê het, hoe lank, ons weet nie. Dit is 'n draaipunt in sy lewe, toe hy vir Jesus ontmoet het. En is 'n draaipunt in sy lewe, toe Jesus hom gesond maak, en is 'n draaipunt in sy lewe, toe Jesus vir hom sê, moenie meer sondig nie. Dis waaroor ek wil hê, jy moet eintlik reg leef. Anders was hy net 'n freak wat gesond geword het en nog steeds hel toe gaan. En dis nie wat hy wil hê nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Dis ook 'n draaipunt, en hierdie is baie belangrik, is 'n draaipunt in Jesus se hele bediening. Want hierdie was die begin van die einde vir Jesus. Van hier af aan het hierdie mense hom gesoek en wou hom doodmaak. En hy weet, hy het dit nie toevallig net hy het nie gesê, ek het 'n fout gemaak, ek moes nie op 'n Sabbatdag gegaan het nie. Hy het dit so gereël. Dit was deel van die plan om te gaan op daai Sabbatdag en om te gaan na daai plek toe waar hy gegaan het vir die rede. Want hy het geweet, dis die begin van my vervolging. Hoor wat gebeur. Die Jode het teen Jesus te velde getrek omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. En nou gaan Jesus verder. Hy sê, Jesus het hom verweer. Hy sê, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelykgestel. Nou ek wil jou vra, ek wil jou huiswerk gee. Hoofstuk 5. Ek gaan lees die einde die van waar ek nou gestop het by vers 18 vandag. Dis 'n amazing gesprek tussen Jesus en die Joodse godsdienstige leiers, wat so belangrik is vir ons eie geloof. So gaan lees dit, maar dis nou 'n ander dag se preek daai. Maar dis so 'n ongelooflike ding. Want die draaipunt was nie net in Jesus se lewe nie, dis ook in jou lewe. Maar dis 'n draaipunt as jy in jou lewe kom,
by 'n punt waar jy sê, Here, ek is geestelik siek. Ek is geestelik verlam. Ek kan nie myself help nie. Dit is so amazing. Hierdie man kon homself nie help nie. Hy het geprobeer. En almal van ons het 'n selfhelp godsdienst waar ek gaan probeer harder werk, ek gaan probeer minder dit doen. Ek gaan probeer om daar uit te kom, maar elke keer maak ek dit net nie. Ek sê elke keer ek gaan ophou met hierdie ding en ek gaan nie meer so praat nie en stop dit. Gaan sit by hom en sê vandag se draaipunt. Ek gaan vra dat U my sal help, my sal genees. En elke keer as ek weer terugval, dan weet ek is 'n kind van God. U gaan vir my help. Want hoor wat sê hy? En wat sê Lukas? Hy sê, want elkeen wat sy lewe wil behou, as jy daarvoor werk om net in hierdie lewe dit te behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins kry, maar homself verloor en te gronde gaan? Dis die besigheid van Jesus. Wat help het ons het al die goed gekry? Ons is die gesondste mense op die aarde. Ons het die beste huis, mooiste kar, goeie werk. Alles is net vir ons so lekker. En ons verloor Jesus. Dis die grootste ding, grootste iets, grootste iemand wat jy in jou lewe kan inlaat. So wat hoor ek oor die storie? 1, jy gaan huis toe gaan vandag met hierdie wete dat Jesus weet. Hy weet wat jou omstandighede is. Hy weet jou onsekerheid van jou onsekerheid wat jy nou in jou hart het. Hy weet van siekte, van skuld, van sonde. Hy weet dat jy dalk wonder, maar hoe gaan ek deur hierdie ding kom? Ek wil as te ware namens hom praat en sê, wil jy heel word? Wil jy gesond word? Wil jy loskom van daai verlamming van jou lewe? Dan is die antwoord Jesus. Die tweede ding wat ek gehoor het vandag, is dat Jesus werk met deernis. Hy kom hoeveel keer in sy woord, dan sê hy, moenie oor iets besorg wees nie. Ek gaan jou vrede gee. Ek gaan dalk nie jou omstandighede verander nie, maar ek gaan jou help, dat jy vrede kan hê. Dit is die tweede ding wat ek hoor. Hy het 'n deernis, hy het 'n besorgdheid. Hoekom? Want hy wil hê, jy moet vrede en vreugde kry, en tevredenheid in God. Dis waar hy wil jou uitbring. Dis om te sê, ek is tevrede om by God te wees. Dan die derde ding wat ek gehoor het, hy het krag. Hy het die krag om enigiets te verander. Hy kan jou hopelose situasie nou in die heelheid verander, en hy sal, maar hy het die krag om jou eintlik te red van sonde, en in die hemel in te vat, want hy is die weg en die waarheid. Die volgende ding wat ek gehoor het, dat Jesus het juis gekom, om te soek en te red, mense wat verlore is. Dis waarmee hy besig is. En hy kom gee vir ons 'n hemelse geskenk. En al wat hy vir ons sê is, moenie meer sondig. Wat hy daardie bedoel, leef 'n lewe wat heilig is, wat anders as die wêreld is, anders as ander mense is, leef daai lewe. En dan, wat ek hoor, daar wag vir ons 'n volmaakte lewe, waar jy vandag dalk met jou siekte sit, weet dit, daar gaan 'n plek kom, en dis waar ek eintlik wil uitkom, is by daai plek van waar daar nie pyn is nie, waar daar nie hartseer is nie, waar daar net Jesus is, waar daar nie trane is nie. So hier is 'n boodskap wat ek wil so los, en ek wil sê, hierdie gee vir jou 'n glimpsie, 'n glimpse, is dit die Engelse woord, 'n voorsmaakie van hoe God wil uiteindelik hê ons moet leef. Volmaak hier, en ons sonde bring ons na hom, en ons bring ons al ons stukke, en ons kan nog steeds al ons aardse goed na hom toe bring, want hy gaan dit ook aanraak, en as hy dit nie verander nie, dan weet ek, ons sal eendag by hom wees in die hemel. So ek weet nie waar jy is nie, miskien het jy 'n moe siel vanoggend. Miskien het die lewe jou moeg gemaak. Miskien het jy net, jy's by die regte plek. Jy's by rus. Hierdie is 'n rusplek. God is 'n plek waar jy vrede kry. Vreugde en verlossing. So kom ons bid. Hemelse Vader, Jesus, Heilige Gees, dankie dat U 'n drie-enige God is, wat hierdie hele Bybel is U besigheid ons. U wil ons kom red, U wil ons kom soek, U wil ons versoen met U, U wil ons kom regmaak. Dis 'n amazing gedagte, dat U so omgee vir ons, dat U U seun gestuur het, om ons te kom red van sonde en die dood en die hel.
Ja, Vader, en hier sit mense vandag, en die luister mense vandag, wat ergens in 'n baie moeilike situasie is, waar hulle voel, daar's nie 'n uitkoms nie. Wil U nie vandag vir hulle net sê, staan op, tel jou bed op, loop, en moenie meer sondig nie. Vader, want dis wat ek bid vir elkeen wat hier 'n behoefte het, dat hy vir sy sal beleef, maar Jesus is ook nou by my, en hy gaan ook vir my vrede gee, in my moedeloosheid, in my verlamming. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.